Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Vrydag 12 Junie 2026 en hier volg die nuus. Die polisie in Karega ondersoek 'n saak van strafbare manslag nadat die 13-jarige Jalinka Senekal, 'n graad 5 leerling aan die laerskool Frans Conradie, Woensdag aand omstreeks 6:30 in Kuilerstraat by die Nieuwenbrug deur 'n wit Toyota Quantum minibus taxi raakgery is en in haar pa, Saul, se arms gesterf het. Sy was saam met haar pa, haar ma Susan en ander familielede op pad om alternatiewe blyplek te soek nadat hulle vroeër die aand by hul verblyf weggewys is. Die taksibestuurder is geïdentifiseer en verleen sy samewerking, maar is nog nie in hegtenis geneem nie. In twee ander voorvalle in die omgewing is 'n 43-jarige passasier dood nadat 'n Volkswagen Jetta in Melbroekslaan van die pad afgery het en 'n onbekende voetganger in sy 40's is in Daniel Pienaarstraat deur 'n Toyota Quantum doodgery. Ons skuif ons fokus na Rodepoort, waar die Hoërskool Florida treur oor die skielike dood van die 16-jarige Roujaak Coetzee op Maandag. Roujaak was in 2024 die skool se sportseun van die jaar as graad 8 leerling en het uitgeblink as lid van die Suid-Gauteng hokkiespan en die Sentraal-Wes rugbyspan. Sy ma, Candice Nel, het hom beskryf as 'n slim, hardwerkende en borrelende omgeekind. In Noordwes het die polisie in Orkney 'n 20-jarige man onder polisiebewaking in 'n hospitaal in hegtenis geneem in verband met die moord op die 71-jarige weewenaar Willie Niemann. Die slagoffer se verkoelde liggaam is Woensdagoggend omstreeks 6:00 deur 'n sekuriteitsmaatskappy op die bak van sy eie uitgebrande bakkie in 'n veld agter Skag 6 gevind. Die polisie het bloedspatsels by Niemann se huis in DJ Oppermanweg gevind, wat na die bure se huis gelei het, waar die vermeende moordwapen, mes en Niemann se selfoon gevind is. Generaal-majoor Reino Naidu, waarnemende polisiekommissaris in Noordwes, het die gevoellose moord ten sterkste veroordeel. In Johannesburg het 'n skietbende Dinsdag aand die Jumpers informele nedersetting in Cleveland aangeval, wat tot die dood van 12 mense gelei het en 15 ander gewond gelaat het. Meer as 10 verdagtes is deur 'n wit Toyota Quantum naby 'n vulstasie afgelaai, waarna hulle die gebied deur 2 ingange binne gegaan en blindelings op inwoners losgebrand het. Mlungisi Mabaso, die Johannesburgse lid van die burgemeesterskomitee vir menslike nedersettings, het die informele nedersetting besoek en gesê dat onwettige verhuurders wat nie op die stadsdatabasis is nie, munisipale amptenare dreig. In dieselfde skietvoorval in Cleveland het een van die oorlewendes, 'n Malawiese burger genaamd Rafik Ulees, wat in sy regterbeen geskiet is, vertel hoe hy sy lewe gered het deur homself dood te hou toe die aanvallers naby 'n taverne losgebrand het. Nog 'n oorlewende wat in sy linkerhand geskiet is, het donderdag sy besittings in 'n swart sportsak gepak om die gebied permanent te verlaat weens die voortsleepende geweld. Inwoners verbind die aanvalle aan die onwettige mynbedryf en bendeoorloë tussen Zamazamas. In die Emfuleni plaaslike munisipaliteit staar besighede miljoene rande se verliese en werkersafleggings in die gesig, nadat 'n kragtransformator by die Duncanville industriële terrein op 12 Mei aan die brand geslaan het en die gebied vir 28 dae in die duister gelaat het. Fabriekseienaar Michael Niemand, wat 50 mense in diens het, sê die kragonderbreking het hom reeds amper 1 miljoen rand gekos, aangesien hy 500 000 rand aan 'n kragopwekker moes bestee en daagliks tussen 5 000 en 7 000 rand aan diesel uitgee. Demokratiese Alliansie burgemeesterskandidaat King Sol Shabalala het gesê hierdie krisis is die bewys van totale institusionele mislukking en dat tenders vir korrupsie gebruik word. In KwaZulu-Natal is Jaco Delport, 'n departementshoof aan die Hoërskool Richards Bay,
deur die Arbitrasieraad vir Onderwys-Arbeidsverhoudinge skuldig bevind aan die seksuele aanranding van 'n graad 11 leerling en Semir afgedank. Die arbiter Ntombizonke Mbili het bevind dat Delport sy mag misbruik het deur die leerling op haar hare te soen, haar boebeen aan te raak, haar met haar voornaam te laat noem en vir haar liefdesgedigte en WhatsApp-boodskappe met rooi harte te stuur. Delport se prokureur, Esther Meyering, het aangedui dat sy verskil met die bevindings en die saak deur die toepaslike regskanale sal betwis. In die parlement is die ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en infiltrasie deur misdaadkartelle in die polisie en strafregstelsel ondersoek, nader aan die afhandeling van sy werk nadat die meeste politieke partye donderdag aand ingestem het met die inhoud van die getuienisaanvoerders se oorsigverslag. Parlementslede van verskillende partye het saamgestem dat die verslag 'n goeie weerspieëling is van die getuienis en as grondslag sal dien vir die opstel van die konsepverslag en aanbevelings. Die ad hoc komitee het ook 'n 5-fase program goedgekeur om sy finale verslag teen 16 Julie aan die nasionale vergadering voor te lê, soos voorgelê deur Nicolet van Sail-Gous, die inhoudsadviseur van die portefeulje komitee oor polisie. Die program het op 9 Junie begin en sluit fases in vir bewysassessering, die opstel van bevindinge en die gee van geleentheid aan geaffekteerde partye om tussen 25 Junie en 8 Julie te reageer. Die komitee ondersoek die beweringe van luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, die polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, oor misdadigheid en politieke inmenging. Terselfdertyd is die Madlanga-kommissie van ondersoek, onder leiding van oudregter Mbuyiseli Madlanga, besig met sy tweede tussentydse verslag wat op 29 Mei aan president Cyril Ramaphosa oorhandig moes word, terwyl die finale verslag teen 31 Augustus gereed moet wees. Die kommissie ondersoek beweringe dat die groot 5 misdaadkartel met die sakemanne Katiso Molefe en Vusimuzi Matlala as sleutelfigure wetstoepassingsagentskappe geïnfiltreer het. Woordvoerder Jeremy Michaels het bevestig dat hierdie tussentydse verslag nie aan die publiek bekend gemaak sal word nie, maar dat die finale verslag wel openbaar gemaak sal word. In die hoër onderwyssektor het Boetie Manamela, die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, in die parlement gesê dat die omstrede administrateur van die konstruksiesetta, Oupa Nkwane, nie net sommer so afgedank kan word nie, omdat behoorlike prosesse gevolg moet word. Nkwane het homself sonder magtiging 'n salarispakket van R3 miljoen gegee deur 'n reëling met 'n korporatiewe bestuurder. Die voorsitter van die portefeulje komitee, Tebogo Letsi, het gevra vir gevolge bestuur, terwyl Manamela erken het dat vertragings in sy departement se eie maatstafprosesse tot die situasie bygedra het. In Bloemfontein sal 'n 22-jarige hoërskoolleerling vandag in die plaaslike landdroshof verskyn, nadat hy op 'n video vasgevang is waar hy 'n vrou tydens 'n padwoedevoorval aanrand. Die slagoffer het op Facebook verduidelik dat sy die man en sy familie gekonfronteer het oor hul swak bestuur naby skoolkinders, waarna sy aangeval is terwyl 'n ander vrou haar verbaal beledig het. Die Vrystaatse premier, Makween Letsoa Matai, het die aanval skerp veroordeel en gesê dit is 'n ontnigterende herinnering dat die stryd teen geslagsgeweld nog lank nie verby is nie. In Pretoria sal 2 amptenare van die Mpumalanga Integriteitsbestuurseenheid, die 53-jarige Exxon Jabulani Mkontu en die 47-jarige Emmanuel Neverdi Mkabela, vandag in die landdroshof verskyn vir hul borgtoog aansoek op aanklagte van die voorbedagte moord op die 51-jarige hoofdirekteur Izzy Mabidi Machaba. Machaba is in 2023 geskiet
en het byna 'n jaar later aan sy beserings beswyk terwyl hy beweringe ondersoek het dat Nkabela sy kwalifikasies vervals het en Mkhonto twyfelagtige reiseise ingedien het. Lumka Mahanjana, die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, het bevestig dat die ondersoekbeampte die adresse van die beskuldigdes moes verifieer voor vandag se uitspraak. Intussen het die stad Mbombela sy munisipale voertuigvloot uitgebrei met die oorhandiging van nuwe voertuie by die Mbombela stadion op Dinsdag 9 Junie onder leiding van die uitvoerende burgemeester Sibongile Makuse Mazibuko en munisipale bestuurder Wiseman Khumalo. Die nuwe vloot sluit 10 van die 20 bestelde watertankers in, as ook 8 van die 15 nuwe vullis kompakteerders met 'n kapasiteit van tussen 19 en 21 kubieke meter en 10 nuwe bakkies vir verskeie departemente. Die burgemeester het werkers en inwoners gevra om hierdie nuwe bates op te pas om dienslewering sonder die hulp van kontrakteurs te verbeter. In die Tshwane Metro het die Demokratiese Alliansie sy veldtog teen die adjunkburgemeester en lid van die burgemeesterskomitee vir finansies, Eugene Modise, verskerp deur bykomende bewyse van korrupsie by die Pretoria Sentraal Polisiestasie in te dien. Die Demokratiese Alliansie se skadekomitee lid vir finansies, Jackie Uys, beweer dat Modise onregmatig voordeel getrek het uit munisipale kontrakte deur sy belange in Triotech Protection Services en dat 'n vorige sakedossier geheimsinnig by die polisie verdwyn het. Modise het die beweringe ontken en dit afgemaak as desperate politieke punteskoring voor die komende verkiesing. In 'n plaasongeluk op 'n plaas tussen Brits en Tabazimbi het die 48-jarige Kobus Lou sy nek gebreek toe hy maandagoggend deur 'n koei gestamp is terwyl hy met sy vee gewerk het. Sy suster, Corlia Lou, het vertel dat hy wonderbaarlik self na sy bakkie kon stap en na die Brits Hospitaal vervoer is, waarna hy per helikopter na die Medikliniek Sandton in Johannesburg geneem is vir noodoperasies. Sy vrou Corrie en sy seuns, die 25-jarige Andrew en die 15-jarige Janko, is aan sy sy, terwyl die familie 'n back-a-buddy veldtog begin het om mediese en reiskoste te help dek. Ons sluit af in Kaapstad waar Willie Oukamp, die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing, na 'n besoek aan die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuin gesê, het hy is uiters positief oor die toewyding van die personeel en dat onlangse verslae van verval nie heeltemal akkuraat is nie. Oukamp is vergesel deur die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut, Sonisani Munzedzi, en die plantkundige professor Eugene Moll, wat sy kommer uitgespreek het oor die grootskaalse diefstal van vetplante in die verlede. 'n Taakspan is 2 weke gelede aangestel onder die inisiatief Operation Excellence om probleme met verkryging en bedryfsbestuur by die tuin op te los. Internasionale nuus. Die leiers van die wêreld se rykste lande vergader vanaf eerskomende maandag in die Franse spa-oord Evian-les-Bains op die oewers van die Genève meer vir die groep van 7 beraad. Die beraad word deur die Franse president Emmanuel Macron gelei, maar sal na verwagting oorheers word deur die teenwoordigheid van die Amerikaanse president Donald Trump. Dit is een van die eerste groot internasionale byeenkomste sedert die Verenigde State van Amerika en Israel aan die einde van Februarie 'n oorlog teen Iran begin het. President Macron het Woensdag gesê dat die deelname van die Oekraïense president Volodymyr Zelensky baie belangrik is om konsensus binne die groep van 7 te herbou oor die nodige onderhandelinge om die oorlog met Rusland te beëindig. In die Midde-Ooste het Iran donderdag gewaarsku dat die wankelrige skietstilstand in die 3 maande lange oorlog nou prakties betekenisloos is na nuwe aanvalle deur die Verenigde State van Amerika. Die Amerikaanse sentrale bevelvoerder het bevestig dat Washington toesig, kommunikasie en lugverdedigingsfasiliteite getref het, terwyl Iran se revolusionêre wagte
'n strafoperasie teen 'n Amerikaanse basis in Jordanië aangekondig het. Hoewel die bemiddelaars Pakistan en Qatar probeer om agterdeur onderhandelinge te voer, het president Donald Trump Woensdag gesê dat Iran hulle vir die gek hou en nou die prys sal moet betaal. Oor na die oorlog in Europa waar Oekraïne se nasionale polisiehoof Ivan Vyevsky die Russiese spesiale dienste daarvan beskuldig dat hulle tienerdogters werf om Oekraïne se militêre personeel te vermoor. Vyevsky het Woensdag in 'n onderhoud met die media-uitgewer Sensor.net onthul dat daar vanjaar reeds 6 sake van kontrakmoorde was wat via die Telegram boodskap toepassing gereël is, waarvan een verhoed is. Volgens hom word die jong vroue op afspraak webwerwe gekoördineer en kry hulle geld van hulle hanteerders om woonstelle te huur waar hulle die weermagteikens ontmoet. In Duitsland is daar nuwe vrese oor die lot van 'n Duitse model genaamd Michelle, wat reeds byna 11 jaar lank vermis word nadat haar naam in die Jeffrey Epstein-lers verskyn het. Volgens die nuusweekblad Der Spiegel en die openbare uitsaaier ZDF het Michelle haar ouer huis in September 2015 op die ouderdom van 22 verlaat en was sy in kontak met 'n modelwerwer, Daniel Siat, wat bande met die oorlede veroordeelde seksmisdadiger Epstein gehad het. Siat word tans in Frankryk ondersoek vir die fasilitering van mensenhandel en die misbruik van vroue, terwyl Epstein in 2019 in aanhouding gesterf het. In Noord-Ierland het die gesin van Stephen Ogilvie, 'n man in sy 40's wat sy oog in 'n mesaanval verloor het, Woensdag gepleit vir kalmte, nadat die voorval tot gewelddadige betogings deur gemaskerde mans gelei het. Die 30-jarige Soedanese nasionale burger Hadi Aludit het Woensdag in die hof verskyn op 'n aanklag van poging tot moord en is in aanhouding weens die aanval wat nie as terrorisme behandel word nie. Die polisiehoof John Butcher het aangekondig dat 'n ekstra 200 polisiebeamptes ontplooi is nadat betogers motors, 'n bus en huise aan die brand gesteek het wat deur die eerste minister Michelle O'Neill as walglike lafhartigheid veroordeel is. In Kanada het die regering Woensdag 'n nuwe wetsontwerp op digitale veiligheid ingedien wat sosiale media vir kinders onder 16 jaar wil verbied en kunsmatige intelligensie kletsbotte wil reguleer. Mark Miller, die minister van Kanadese identiteit en kultuur, het gesê hierdie platforms is ontwerp om aandag te trek en lei tot angs en depressie onder jong Kanadese. Maatskappye wat nie voldoen nie, kan boetes van 3% van hul wêreldwye inkomste of tot 10 miljoen Kanadese dollar, wat gelykstaande is aan 7,2 miljoen Amerikaanse dollar, in die gesig staar. Ten slotte, Brasilië se Kongres het Woensdag 'n mosie goedgekeur om die ouderdom van kriminele aanspreeklikheid van 18 na 16 jaar te verlaag vir ernstige misdade soos moord en verkrachting. Die grondwetlike hervorming word ondersteun deur die regse politikus Flavio Bolsonaro, maar word teengestaan deur die linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. Volgens data van die Brasiliaanse Openbare Veiligheidsforum is nagenoeg 44,000 mense in 2024 in Brasilië vermoor en 'n meningspeiling toon dat 90% van die Brasiliane hierdie wetsverandering steun. Dit was vandag se nuus net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.